Vroue uit die Bybel. Hierdie is 'n reeks van plus minus 75% vroue in die Bybel wat selde of nooit oor gepraat word nie. Daar word ook boeke vrygestel wat gebruik kan word vir vroue byeenkomste. Ek wil tog vra dat u sal subscribe. Dit sal baie help om ook ander vroue te bereik. Dit help ook dat u nie een van hierdie reekse misloop nie. Vandag se voorlesing gaan oor Sara, die moeder van geloof. Die teks van oordenking is uit Genesis 17 vanaf vers 15. Verder het God aan Abraham gesê: Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. Ons lees in Genesis 12 vers 4 dat Abraham 75 jaar oud was toe hulle hul familie by Haran verlaat het en begin rondtrek het. Sarai was dus op die ouderdom van 65 jaar steeds baie mooi van aansien. Maar dit het Abraham in die moeilikheid laat beland. Abraham het gevra om aan haar 'n guns te bewys deurdat sy op elke plek waar hulle sou kom, moes sê dat hulle broer en suster was, volgens Genesis 20 vers 13. Farao van Egipte en Abimelech, die koning van Gerar, was ook om die bos gelei deur haar besondere skoonheid, want hulle het dit raak gesien. En is deur hierdie leen is hulle deur Abraham om die bos gelei. En hulle het haar ingeneem in hul harems as 'n byvrou vir hulself. Maar terwille van die belofte wat God aan Abraham in die begin gemaak het die Here in beide gevalle bonatuurlik ingegryp en vir Sarai beskerm. Maar die Here het Farao en sy huis met 'n groot plaag besoek terwille van Sarai, die vrou van Abraham, volgens Genesis 12 vers 17. En koning Abimelech het hy besoek in 'n droom, sodat hulle haar nie sou aanraak nie. Haar skoonheid, rykdom en getroue liefde van 'n goeie man het nie vir haar 'n lewe sonder smart gebring nie. Sy moet ten eerste die stad van haar geboorte verlaat en meer as die helfte van haar lang lewe rondtrek, en haar verlange om 'n erfgenaam vir haar man te gee, het nie gerealiseer nie. Sy het vir 'n dekade na dekade gewag. Meer as 'n 3/4 eeu het verloop en nog steeds het sy geen kinders van haar eie gehad nie. Ongelukkig het sy gedink dat dit haar skuld was. Die feit dat sy op 'n hoë ouderdom nog buitengewone skoonheid gehad het, neig om aan te dui dat haar vroulike siklus nog op 'n laat ouderdom behoue gebly het. Ons kan onsself voorstel dat Sara op 80-jarige ouderdom gevoel het dat sy nie meer kinders kon kry nie. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. Dit beteken dat Sara al 'n hoë ouderdom bereik het. Sara word dikwels gekritiseer vir die feit dat sy Hagar aan haar man as surrogaat gegee het, maar sy het in werklikheid veel meer as wat enige van ons kan voorstel, getrou gewag op die belofte en haar slavin onselfsugtig aangebied om die geskenk te gee, soos sy gedink het sy haarself nie kon gee nie, om voorsiening te maak vir 'n nageslag en 'n erfgenaam vir Abraham, volgens Genesis 16. Abraham was 96 jaar toe hy Ismael se pa geword het, en ons moet weet dat Sarai 10 jaar jonger as Abraham was. Dit moes seer gemaak het vir Sarai om te besef dat sy na al die onvrugbare jare van hoop, haar bejaarde liggaam nie meer kinders kon baar nie. En wat nog meer hartverskeurend moes wees, is dat sy haar slavin moes gee om aan haar man 'n erfgenaam te bied. Dit moes verder vir haar skokkende gewees het, toe Hagar so vinnig swanger geword het, maar die hartseer en woede versleg as gevolg van Hagar se houding teenoor Sarai. Ons moet verstaan dat Sarai se emosionele toestand
bygedra het tot haar hardheid teenoor Hagar en Ismael. Elke keer wanneer sy na Ismael gekyk het, het dit haar herinner aan haar eie tekortkoming en die feit dat sy nooit 'n kind van haar eie kon hê nie, of althans so het sy gedink. Wat 'n fout as sy maar net vir God se tyd gewag het, want kinders is 'n seën van die Here en God se seën is nie onderhewig aan 'n biologiese voorwaardes nie. Die gevolg van Sarai se fout was dat sy Abraham gewilliglik ingestem het en dit het moeilikheid in die huishouding gebring. Sarai het haar frustrasies op Abraham uitgehaal en miskien was dit geregverdig, aangesien Abraham van beter moes geweet het, maar tog het Sarai net so groot aandeel in hierdie skuld gehad, maar die Here bly steeds getrou aan sy beloftes en het weer 'n keer kom ingryp in die lewe van Sarai. Hierdie keer verander hy Abraham en Sarai se name volgens Genesis 17 vers 5. Beide veranderings het plaasgevind in die konteks van die seën wat oor hulle uitgespreek was, want God het vir Abraham gesê, en ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seën gee. Ja, ek sal haar seën sodat sy tot nasie sal word. Konings van volke sal uit haar voorkom, volgens Genesis 17 vers 16. Die verandering van Sara se naam was meer as net woorde, dat dit moeder van nasies en konings beteken. Met ander woorde, elke keer as iemand haar naam genoem het, of as sy haarself aan iemand anders bekend gestel het, was sy besig om 'n verklaring van geloof te maak, selfs al het sy nog nie 'n kind gehad nie. Dit kon moontlik die keerpunt in haar lewe geword het en haar geloof versterk het. Teen hierdie tyd was sy reeds 90 jaar oud. Isak word toe gebore. Watter wonderlike geskenk wat God aan haar gegee het, nadat sy so lank gewag het. Isak beteken lag. Dit is 'n naam wat die Here aan haar gegee het, volgens Genesis 17 vers 19. Baie dink dat dit is oor dat Sara gelag het oor die idee van 'n kind soog op haar hoë ouderdom. Maar ons moenie vergeet dat Abraham ook gelag het en in sy hart gedink het dat daar nie 'n kind gebore kon word op hulle hoë ouderdom nie. Ten spyte van hul situasie en onskyndelike gebrek aan vertroue in hom, was die Here steeds vir hulle goed. Hulle het aangehou om God getrou te dien, en dit is wat geloof is. Hulle het geglo dat God 'n beloner is van die wat hom getrou dien. Sara het die moeder geword van Isak en hierdeur is die verbondsbelofte van God aan Abraham verwesenlik vir die opeenvolgende geslagte. Die Here het verder vir Sara nog 37 jaar geseën om haar eie seun voor haar te sien opgroei. Sara se lewensverhaal herinner ons dat selfs net die halwe waarheid in God se oë steeds 'n blaatante leuen is, en dit kan ons diep in die moeilikheid bring. Verder sien ons dat God gewoonlik nie inmeng as ons slegte keuses maak nie. In plaas daarvan laat God toe dat ons saam met die gevolge daarvan leef, sodat ons daaruit 'n les kan leer. Terwyl elkeen van hulle 'n paar slegte keuses oor die jare gemaak het, het hulle steeds 'n wederwysige onderdanigheid aan mekaar getoon, iets waarna Christus in elke huwelik roep. Verder moet ons uit Sara se lewe leer dat die Here se tyd nie volgens ons horlosie of kalender is nie. In sy goeie tyd sal sy begeertes vir ons verwesenlik. Hy het ons ook nie nodig om in te spring en dinge vir hom moontlik te probeer maak nie. Soms beteken dit dat ons moet wag, selfs vir 'n leeftyd. Sy leer ons om te verstaan dat selfs die dinge wat vir ons onmoontlik lyk, nie onmoontlik is vir God nie, volgens Genesis 18 vers 14. God maak geen beloftes wat hy nie sal nakom nie. Geloof noem die dinge wat daar nie is nie, asof hulle daar is,
volgens Hebreërs 11 vers 1. Dit is wat alle vroue van geloof moet doen. Praat met ander vroue oor God se woord en sy beloftes. Spreek dit oor julle en oor julle families en julle kinders. Maar onthou, is krag in God se woord en in sy beloftes. Amen.